Goeiemôre almal. Welkom vanoggend hier. En ons saam wees net 'n paar afkondigings. Vra voorbidding vir Johan Skoltemeier. Hy's in bed al opgeneem met longontsteking. Dit gaan onder die omstandighede al baie beter met hom. Ons het nie Woensdag tienerbegeleiding nie. Die eksamen begin môre. Sterkte vir almal wat eksamen skryf. Want ons opkombuis donderdagoggend 7uur. Herdersaambid donderdagoggend 7:15. Middagteetyd studie donderdag 3uur. En dan het ek volgende naweek TV afnaweek. So Sondag gesamentlike diens by die gemeente van u keuse. Kom ons word so oombliekie rustig. Ons begin ons saam wees met 'n openlike verklaring en ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 62. Baie innige gebed, Psalm 62, en dit verwoord iets van ons afhanklikheid van die Here. En dan doen ons dit vanoggend, ons begin ons diens met hierdie woorde. Mag dit regtig die gesindheid ook van jou hart wees. Een ding het ek God hoor sê, nee twee, dat net God mag het en 'n mens net op u, Here, kan vertrou, en dat u met elkeen handel volgens sy verdienste. En wanneer ons met hierdie wete voor hom rustig word, mag ons ook hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons maak die Here se naam groot vir die voorreg om so voor hom te mag lewe, en ons doen dit deur saam te sing van Psalm 33 vers 1 en 2, en daarna gaan ons weer ons plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Ek inneem. Daar die laaste paar versreëls, die woord, dit wat in God se woord vir ons vasgelê word, die guns wat ons toegeskryf word, en daarin die werke van God. Verlede week het ons geëindig by Lukas 24, waar Jesus die verstand van die disippels oopmaak, sodat hulle die skrifte kan verstaan, en verstaan dat die skrifte op hom gewys het, en daarin die vergifnis, bekering en vergifnis van sonde vir alle mense. Dis die hart van God se guns uiteindelik. En daarom wanneer ons met die oog op die prediking by ons belydenis stil staan, dan doen ons so by die Sondag 21, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk, en dis die dieptepunt dan van God, dis 'n guns van sy omgee vir sy mense, is dat hy oor alle eeue sy kinders
bymekaar maak. En daarom hoor ons dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Nou daaruit vloei dan die volgende vraag, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? En dan sê ons twee dinge. Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Nou hierdie is vir ons regtig belangrik. Ons het ons saamwees begin met daardie uitspraak van Psalm 62, twee dinge het ek die Here hoor sê, dat 'n mens net op die Here kan vertrou en dat hy met elkeen handel volgens sy verdienste. Dit is onverbiddelik waar vir elke mens op hierdie aarde, dat die Here handel met elkeen van ons volgens ons verdienste. Maar wanneer ons as gelowiges by Christus tuiskom, dan handel die Here met ons volgens dit wat Christus verdien, en nie wat ek verdien. En daarom dat ons dit so bely, dat ek gemeenskap met Jesus Christus het, en aan al sy skatte en gawes deel het. Ek ontvang wat hy verdien, omdat hy dit wat ek verdien, op sy skouers geneem het en aan die kruis gedra het. Nou hieruit, uit hierdie groot en diep waarheid vloei dan die tweede ding. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot die nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Omdat God alles gegee het, word ons geroep om alles terug te gee. Om deel te wees van die liggaam van Christus, beteken dat ek deel gemaak word van Christus, sodat ek ontvang wat hy verdien, en daarin word ek geroep om dit wat ek ontvang het, te deel met die mense rondom my. Nou ons ontvang hierdie uit genade en uit God se groot liefde, en daarom kom ons maak sy naam groot daarvoor, en ons verwoord ons afhanklikheid van hom, deur saam te sing van Psalm 119 vers 1 en 7, en daarna bid ons saam. Vader, as ons voor U rustig word, dan is dit in afhanklikheid. Ons kom saam, ons word rustig voor U, omdat ons op U vertrou. En daarin is dit ons gebed, ons hartsgebed, dit wat ons nou verwoord het in lied, dat ons wil wandel op U weë. Ons wil wandel op die pad wat U vir ons wys, en daarin U woord in ons hart bewaar. En as ons vanoggend voor U rustig word, en daarin voor U rustig word om U naam groot te maak, en ook om te hoor wat U met ons wil deel vanoggend, dan bid ons Vader, maak dit regtig rustig in ons harte, dat ons die wondermooi van dit waarmee U besig is, ook in hierdie tyd, opnuut mag besef.
dat ons dit mag raak sien en dat dit ons mag inspireer vir ons lewe en diens saam met U in hierdie tyd en wêreld. En as ons dink aan die gebrokenheid in ons eie menswees en in die wêreld rondom ons, dankie dat ons mag weet dat U nie onkant gevang word daardeur nie, maar dat U juis binne in hierdie gebrokenheid lig laat skyn en genade deel met ons en met die wêreld rondom ons. En waar U ons in besonder roep om hierin naby U te leef en saam met U te werk, om daardie genade, die vryspraak en die vergifnis en die liefde wat U vir ons het in Christus te deel met mekaar en uiteindelik met die mense rondom ons. Bid ons Vader, wees ons hierin genadig, dat ons mag groei in ons toewyding, in ons lewe van diens en opoffering, sodat meer en meer mense iets van die wonder van U teenwoordigheid mag beleef. Nie net in dit waarmee U besig is in hierdie tyd en wêreld nie, maar ook in dit waarmee U besig is in ons eie persoonlike lewens en daarin deur ons in hierdie tyd en wêreld. Maak ons daarom sensitief vir die leiding van die Gees, wanneer ons luister na U woord, dat ons mag hoor en daarvolgens mag lewe. Ons wil dit in ons harte bewaar, sodat dit ons lewe kan bepaal. Seën ons hierin, as ons dit bid, in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil by die gawes van die Gees, die werking van die Gees in ons lewe, en ons het nou al vasgemaak dat die Here vir ons in volgorde van belangrikheid 3 baie belangrike gawes gee. Eerstens homself, en daaruit vloei dan dat hy vir jou gee met jou vermoëns, en derdens 'n gawe, 'n geleentheid, 'n gawe wat sigbaar word, en die geleentheid wat moontlik word omdat ons herstel in ons verhouding met hom kan lewe in hierdie tyd en wêreld. Maar dit sluit dan daarin in, wanneer ons praat oor daardie tweede gawe, al die vermoëns en die gawes of talente wat elkeen van ons ontvang. En daarin het ons nou al baie oor vasgemaak, dat dit verskil van mekaar. Christus gee dit, hy gee aan elkeen soos wat hy goed dink, maar dit is baie belangrik om weer eens te verstaan dat daardie gawes pas by mekaar, sodat ons as liggaam in hierdie wêreld saam mooier en groter dinge vir die Here kan doen, sodat dit waarmee hy besig is in hierdie tyd sigbaar kan word. Nou hierdie week staan ons, vir die volgende 3 weke, gaan ons stilstaan by daardie gedagte van die verkeerde gesindhede rondom die gawes wat God vir ons gee, Johan, hè? So wanneer ons praat oor hierdie gawes, dan maak ons vas, dit wat ons nou vasgemaak het, Christus gee verskillende gawes, verskillende mense, sodat jy die man of vrou kan word, wat hy bedoel het jy moet wees, en dat jy die taak wat hy vir jou uiteindelik gaan oplê, kan uitleef. Daardie gawes van jou menswees, omvat 'n klomp dinge. Die belangrikste gawe wat die Here aan jou toevertrou, is jouself. Daar is niemand anders soos jy nie. Jy is 'n gawe van God aan sy wêreld, jy is die belangrikste gawe wat hy gee. En dan gaan daardie gawe gevorm wees op 'n bepaalde manier. Jy gaan 'n bepaalde persoonlikheid hê, jy gaan bepaalde vermoëns hê, en bepaalde talente hê. Maar dis nie in klip gegiet nie, né? So daar's dele van jou menswees wat gaan verander, genadiglik kan verander, soos wat jy gevorm en geslyp word deur jou lewe en diens saam met die Here. Maar jou gawes en talente is ook iets wat nie in klip gegiet is nie. Jy kan dit begrawe of jy kan dit laat blom, jy kan groei daarin. Jy kan dit laat toeneem. En daarin is daar 'n stuk vryheid wat ons opgedra word as kinders van God in hierdie wêreld. Is dat ons kan groei in ons menswees, in ons lewe en diens saam met die Here. Nou, verkeerde gesindhede wat ons hierin kan lam lê, maak ons dan vas, is 5 gesindhede wat die hart is van dit wat kan skeefloop. Nou selfsug, ek misbruik dit wat die Here vir my gee net vir myself. Vrede met die res. En dan is ek soos 'n dief, ek steel dit wat die Here gee, want ek maak dit my eie. En dit is daarom belangrik om te verstaan, die Here gee vir ons, vir jou, met jou gawes en vermoëns, met die oog op dit waarmee hy in hierdie wêreld besig is. Ons bestaan nooit los van hierdie skepping, van hierdie wêreld nie. Ons is die kroon van die skepping. En as jy vandag hier is, dan mag jy weet, en dit seker weet, dat jy met jou gawes, vermoëns en middele, jy is hier, want God is besig in hierdie wêreld. En hy roep vir jou en vir my, om naby hom te leef en saam met hom te werk aan dit waarmee hy besig is. Maar as ek God nie reg ken nie, dan kan ek maklik by daardie plek kom, waar ek selfsugtig
dit wat hy gee, vir myself toeëien. Die tweede prentjie, daar is die een van laksheid uiteindelik. Ek kry genoeg gawes, groter gawes beteken dat ek meer kan doen, maar as ek meer en groter gawes het, dan kan ek baie keer nogal met baie wegkom. Ek kan so 'n bietjie lyf wegsteek, meer tyd op die golfbaan as by die werk. En dit gebeur. Die derde een is die een wat uit vrees vir God, Jesus vertel 'n besondere gelykenis hieroor, sy gawe gaan begrawe, want hy's bang vir die Here. En hier is dit belangrik om te verstaan, dat elkeen van hierdie verkeerde gesindhede, trek saam in hierdie selfde gedagte, 'n verkeerde prentjie van wie God is. Ek ken God as Hemelse Vader nie reg nie. En daarom kom ek by selfsugtig misbruik, of laks my lyf wegsteek, en nie doen waarvoor ek geroep is nie, of uit vrees vir God wegsteek. Die ander een, ook gekoppel aan die vrees en uit die verkeerde verstaan van God, is die nar daarbo, en dis die een wat besondere gawes ontvang het, meer en mooier gawes ontvang het, en dan uit hierdie skeefgetrekte prentjie van wie God is, by 'n plek kom waar jy reken, jy moet net alles doen. Want jy het nou 'n gawe en nou moet jy dit doen. En dis 'n slegte plek om te wees, want elkeen van ons het net 24 uur in elke dag, soos die res van die mensdom ook net het. En dis 'n slegte plek as jy by daai plek kom waar jy die las van die wêreld op jou skouers wil neem en uiteindelik alles probeer doen, want jy gaan dit nie maak nie. Dit was nie God se bedoeling nie. En daarom dan uiteindelik die laaste ene, as ons daar kom, die een van afguns, dat ek by 'n plek kom waar ek wel ander se gawes soek, omdat ek myne nie goed genoeg vind nie. Nou elkeen van ons gaan met die tyd saam in ons groei op ons pad saam met die Here, iets van hierdie gesindhede iewers in ons lewe raak sien. Vir my, Fanie, my moeilikheid lê daar in die middel. Ek pendel so tussen die laksheid en die nar aan die ander kant. Alhoewel ek nie golf speel nie. Maar dis waar ek lewe. En daar in die middel lê daai ding van vrees. Altyd agter dit lê daar die ding, sê nou ek is nie goed genoeg nie. Nou dis waar vir elke mens wat nog ooit gebore is nadat Adam en Eva in sonde geval het. En dis die hart van die evangelie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan nie regmaak wat stikkend gebreek is nie. Maar jy is belangrik genoeg. En daarom, wanneer ons hieroor praat, is dit belangrik vir ons om hierdie ding ter harte te neem. Dit gaan nie hier oor 'n vinger wys na ander mense om te sê, luister, daai ou se gesindheid is nie reg nie. Hierdie is 'n baie persoonlike ding. Elkeen van ons gaan in tye en plekke in ons lewe kom, waar die druk van die lewe, of die eise wat aan ons gestel is, ons by 'n plek gaan bring, waar iets van hierdie in ons lewe kan sigbaar word. Dit is onvermydelik so. Die ou mens in ons is baie gemaklik by elkeen van hierdie gesindhede. Dit is wanneer ons die leiding van die Gees volg, en die nuwe mens die stuurwiel in die hand het in ons hart, dat ons hierdie begin raak sien, en daarom kan bekeer en afsterf, wegleef van dit af. Nou is daar 'n belangrike ding vir ons, as elkeen van ons nou in alle geval met tye hierdie gesindhede in ons lewe gaan sien, hoe kom ons weg daarvan af? Hoe kom ons by daardie gesonde plek om te kan leef? En in vryheid en met oorgawe te kan leef in hierdie wêreld. Wat is die belangrikste gawe dan? Wat is die regte gesindheid? Nou om daarvoor 'n antwoord te kry, gaan ons na Galasiërs 6 luister. Nou om by Galasiërs 6 te kan uitkom, moet ons die begin van hierdie brief net in oënskou neem. Ja, nee, jy kan daar die volgende skets ons opsit. So wanneer ons na Galasiërs 6 toe gaan, moet ons eers gou net deur die res van die brief hardloop. Galasië, die gemeentes wat Paulus met sy eerste sendingreis gestig het, en die mense met wie hy die langste pad gestap het. En dan op 'n stadium gaan die Judaïseerders verbykom, en hulle gaan vir die mense sê nie, hulle moet weer besny word, en hulle moet die wet van Moses onderhou, anders kan hulle nie in die koninkryk inkom nie. En dan skryf hy nou hierdie brief, en hy met sy tweede sendingreis weer daar verbykom, om vir die mense te sê, nee, wag nou eers. Daar is iets regtig belangrik wat julle moet verstaan, wat die Jode nie verstaan het nie. Nou die rede hoekom Paulus hierdie so mooi verstaan het, hy vervolg vir Jesus en sy volgelinge, en wanneer hy dan op pad is na Damaskus, so hoor ons met sy vervolgingsbriewe om die gelowiges daar in die tronk te laat gooi, dan loop hy hom vas in Jesus, en wanneer hy vir Jesus vra, wie is u Here? Want hy was besig om met sy Here te praat, die God van die Ou Testament te praat, dan antwoord Jesus vir hom en sê vir hom, dit is ek, Jesus, wat jy vervolg. En in daardie oomblik
verstaan Paulus dat die Here die Almagtige, die God van sy voorvaders, is die een wat aan die kruis gesterf het. En hy kom tot hierdie oortuiging dat dit nie kan wees net vir die Jode nie. Dit was hulle dilemma. Dit was die Jode in Jesus se tyd se grootste kniehalter. Hulle het gedink dit gaan net oor hulle. En daarom gaan Paulus so om en by 10 jaar vat, as ons luister na dit wat hy vir ons verduidelik in Galasië, in die eerste hoofstuk, dan vat hy omtrent so 10 jaar. Hy gaan weer, hy begin met die Ou Testament en hy gaan deur en hy kyk, en dan sien hy hierdie waarheid raak, dat God die wêreld in die oog het. So wanneer ons by Galasiërs 6 wil uitkom, moet ons aan die begin, en ons begin daar, wanneer Paulus vir die gelowiges groet en seën en vir hulle sê, genade en vrede vir julle in die naam van Jesus Christus, wat homself gegee het, om versoening vir ons sondes te doen en so die wil van God ons Vader te volbring. So uitvoering te gee aan die wil van God. Nou wat is die wil van God? En dit hoor ons in hoofstuk 3 vers 8, dat die nasies vrygemaak gaan word. En daarom verwys Paulus in daai gedeelte, en hy sê, die skrifte het vooruit geweet, dat die nasies in die oog is. Dat Christus gaan kom vir al die nasies, en daarom het die Here vir Abraham gesê, dat in jou sal al die nasies geseën word. Hierdie waarheid van God wat die nasies in die oog het, word in besonder uitgebeeld in Abraham se lewe. By geleentheid word Lot gevange geneem. Hy en die mense, die stede rondom hom word gevange geneem deur die mense daarbo aan die ander kant Damaskus, daar waar die troon van Satan was. Dis waar Jesus met die disippels praat wanneer hulle in Filippi is, en hy vir hulle sê die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Daai konings trek saam, hulle kom vang die mense hier en voer hulle weg, en Abraham gaan haal vir Lot, maar op pad soontoe kom Melchisedek, die koning van Salem, ou Jerusalem, om na hom toe en gee vir hom wyn en brood, versorg hom op sy pad. En wanneer Abraham gaan terugkom, dan gaan hy in plaas daarvan om 1/10 van dit wat hulle nou teruggewen het vir homself te hou, gee hy dit vir Melchisedek. So daar's hierdie mooi oomblik in hierdie geveg, waarin hierdie klem op die nasies beklemtoon word. So die koning van Jerusalem, die koning van die stad van vrede, kom na Abraham toe, versorg hom op sy reis om die nasies te gaan verlos waarvan Lot deel is, en wanneer hy terugkom, gee Abraham 1/10 aan die koning van Melchisedek. Hy belê in hierdie stad van vrede met die oog op dit wat nog kom. 'n Stad van vrede, nuwe Jerusalem, waarin God die poorte nooit toegemaak word nie en mense uit elke nasie, stam, volk en taal kan tuiskom by die Here. Dit is regtig belangrik om dit te verstaan. Wanneer ons praat oor God se wil, gaan dit oor die nasies. Hy soek al sy kinders by hom. Nou, dit gaan ons dan in die dieptepunt daarvan, hoor ons, in hoofstuk 2 vers 16, ons word vrygespreek deurdat ons glo. Vrygespreek deur geloof. Nie wetsonderhouding nie, hy gaan hier oor swaarwater maak, vrygespreek deur geloof, en is in besonder in Galasiërs sê hy ook, jy ontvang nie die Gees deur die wet te gehoorsaam nie, maar deur te glo, dat Christus volbring het dit wat jy nie vir jouself kon doen nie. En dis regtig belangrik. En dan kom hy in hoofstuk 5 vers 1 en hy sê, Christus maak ons vry om werklik vry te kan wees. Staan dan vas in die vryheid. En nou gaan hy dit verduidelik in die res van daardie hoofstuk, en dan gaan hy in vers 16 baie sterk beklemtoon, volg die leiding van die Gees, en net daarna in vers 19 gaan hy die praktyke van die sondige natuur verwoord, en dan sê hy, hier is die dinge waarteen die wet ons waarsku. So die wet is nie onbelangrik nie. Die wet van God wys vir ons dit wat dood bring. Bly weg van dit af. Maar teenoor dit sê hy, lynreg teenoor dit staan die dinge van die Gees, of die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. So wanneer hy praat oor hoe staan ons vas in hierdie vryheid wat Christus vir ons gebring het, die vryspraak, dan is dit volg die leiding van die Gees. En as jy die leiding van die Gees volg, gaan jy die dinge van die sondige natuur los, want dit staan lynreg teenoor die hart van God. Dit verwoes mense en dit wat vir God kosbaar is. Teenoor dit gaan jy jouself verdiep in die goeie, in die vrug van die Gees. En daarom Johannes 12 vers 24, dis waar Jesus sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan hy nie vrug dra nie.
Nou daarin kom dan die ding, hoe gee ons onsself in diens? Hoe volg ons die leiding van die Gees? Ons gee onsself volkome vir die goeie. Ons saai hiermee, ons gaan dit terugkry in hoofstuk 6. So, daar is sekere goeders wat ons gaan doen en gaan in uitblink. Belangrike woord as ons by hoofstuk 6 kom. Maar teenoor dit staan daar die dinge wat ons moet afsterf. En daar is 'n sak onkruid daar. Spreuke sê Salomo, daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. En dis die dinge waarteen Paulus in Galasiërs waarsku. Hierdie dinge kan nie my lewe kenmerk. Onreinheid, onsedelikheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en aller dergelike dinge. As hierdie dinge my lewe kenmerk, dan volg ek nie die leiding van die Gees nie. En daarin dan die toepassing. As ons by hierdie gedeelte kom, dan is dit hierdie goeie sterf ons af, en ons sterf dit net af. Hoekom? Want in Christus is ek vrygemaak. Ek hoef nie met hierdie onkruid in my lewe te leef nie. Daar's 'n nuwe mens vasgemaak. En wanneer ek die leiding van die Gees volg, groei en blom ek dan in die vrug van die Gees. Die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dan kom ons by hoofstuk 6, die toepassing. So, in Christus vrygemaak, oog op al die nasies, dit kom deur geloof, ons moet vas staan in hierdie vryheid. Hoe lyk dit? Wel, jy gaan hierdie goeders afsterf en hierdie goeders gaan jy ingroei. Okay, nou hoe vat dit grond in ons alledaagse lewe? En daarvoor luister ons na Galasiërs 6. Broers en susters, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Baie belangrik hierso. Verlede week toe ons by Lukas 16 stil gestaan het, dan sê Jesus, dis onvermydelik dat daar dinge gaan kom wat mense tot 'n val kan bring of mense laat struikel. En dan sê hy, maar weet die een deur wie dit kom, beter 'n meelsteen om jou nek en in die see gegooi te word. En dan sê hy vir hulle, wees dus self op julle hoede. Selfe gedagte hier. Julle wat julle deur die Gees laat lei, moet iemand wat in een of ander sonde val in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. En hier moet ons dan net 'n nota bysit. Dit word so vertaal, maar die Grieks is baie korter, baie reguiter gestel. En ons gebruik Afrikaans ook soos wat die Grieks gebruik word. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in die goeie. Dis vir daar staan net die goeie. Maar ons gebruik dit so, mag jy 'n lang lewe hê om die goeie te geniet. Die vraag vir ons, as ons na hierdie gedeelte luister, is wat is die goeie? Wat is dit waarna Paulus verwys? Dan hoor ons in vers 6, iemand wat onderrig ontvang in die woord van God moet sy leermeester laat deel in die goeie. Moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. So daar net nog 'n nota, wanneer ons hier hoor, moenie moeg word om goed te doen nie, is nie dieselfde woord as wat hy in vers 6 en vers 10 gebruik om die goeie te beskryf nie. Is 'n ander woord, kalos. En wat hy eintlik dan nou daar sê, ons vertaal dit, moenie moeg word om goed te doen nie, ons kan dit ook vertaal met blink uit in die goeie. Blink uit daarin, laat dit julle lewe kenmerk. So, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd die oes insamel. En nou hier is 'n belangrike vraag, soos wat ons vorentoe gaan. Wat is die oes? Wat is die oes? En baie keer dink ons, die oes is val die goeie vir my.
Maar die oes is die nasies wat by ons Vader tuis kom. Die oes is die nasies wat by ons Vader moet tuis kom. En daarom hoor ons, solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Daar's 'n prioritisering. Die ou vertaling vertaal hierdie gedeelte baie mooi. Ons moet aan almal goed doen, veral aan die huisgenote van die geloof. Hulle wat dieselfde belydenis as ons deel, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, in wie ons vergifnis en versoening ontvang. Nou maak ons vas, ons het nou hierdie paadjie gestap, van die begin af, Christus kom, gee homself, sodat die wil van God kan volbring word, en daardie vergifnis, of die wil van God trek daarin saam, dat almal gered kan word. Dan gaan julle onthou, dan langs aan, Johanna, ek dink, gaan maar gou terug daarna toe. Nog ene? Nou, die eerste skets, die tweede skets toe, asseblief. Volgende ene. Skies julle. Daai stoel daar langs aan, ons het verlede week hierna verwys. Vryspraak deur Christus, omdat ek glo. Ons het ons saamwees begin en vir mekaar gesê dat ons net op die Here kan vertrou, want alleen hy het die mag, en dat hy met elkeen handel volgens sy verdienste. En toe wanneer ons by ons belydenis stil staan, dat ons deel het aan Christus, gemeenskap het met hom, en daarin in al sy gawes deel, dat hy met ons handel, ons wat glo, volgens Christus se verdienste, nie volgens ons eie nie. En dis die ding van vryspraak deur geloof. Jou geloof red jou nie. Nou gaan jy vir my sê, Fanie, maar verlede week het ons in Lukas 17 gelees, en Jesus sê dan vir die Samaritaan wat terugkom, nadat hy van malaatsheid genees is, sê hy vir hom, jou geloof het jou gered. Maar die rede hoekom sy geloof hom gered het, is dit het hom teruggevat na Christus toe. Nie een van daai 10 manne het gesond geword, omdat hulle groot genoeg geglo het nie. Dis God wat hulle genees het. Dis God se geloof wat hulle red, as jy dit so wil stel. Die rede hoekom die 10 wat hulle gesond maak, die rede hoekom die een Samaritaan se geloof hom red, is omdat sy geloof hom na Jesus Christus toegevat het. Nou dit is 'n bietjie van 'n breinknoper, maar dit is regtig belangrik, en dit gaan oor die beeld van die stoel. As jy op 'n stoel gaan sit, kan jy glo so hard as wat jy wil. Maar as daardie stoel nie sterk genoeg is om jou gewig te dra nie, gaan jy dit nie maak nie, gaan hy breek. Maak nie saak hoe hard jy glo nie. En die prentjie wat ons deurwerk as ons by tienerbegeleiding is 'n vliegtuig. Nou, baie van ons het nou al gevlieg. En as jy weet hoeveel werkende dele daar in 'n vliegtuig is, en hoeveel dinge kan skeefloop as jy in daai vliegtuig inklim, dan is die vraag, hoekom sou jy dit doen? Maar ons het hierdie geloof. Ons klim in, die vliegtuig lyk netjies, die mense is behulpsaam en professioneel, en jy is bereid om die loods van daardie vliegtuig te vertrou. Maar ek waarborg jou, as jy na daardie vliegtuig toe stap, en hy lyk soos 'n bakkie wat al 20 jaar by die see gewerk het, en hy het sulke roeskoele in, en dit lyk net nie goed nie, gaan jy nie saam met hom vlieg nie. Want jou geloof is eintlik irrelevant. Dit gaan oor dit waarin jy jou geloof stel. Is dit sterk genoeg? En dis hoekom Dawid in Psalm 62 sê, die Here het gesê, net God het mag, en 'n mens moet net op die Here vertrou. Want dis hy wat die verskil maak, nie ek nie. In die Heidelbergse Katekismes Sondag 23 vra ons die vraag, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is, vrygespreek is? En dan sê ons net nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. My geloof, hoe groot dit is, maak geen verskil of ek gered word of nie. Dis God wat red. Wanneer red my geloof my? Wanneer my geloof my na Christus toe vat. Wanneer ek voor hom staan en sê ek het niks anders nie. As U my nie help nie, is daar niks anders nie. En daarom, wanneer ek eendag voor die Here gaan staan en hy vir my gaan vra, maar wat maak jy hier? Dan gaan ek net na Jesus kan wys en sê, maar hy het gesê kom. Hy het gesê ek het volbring, en hy het gesê ek het gekom om vir jou 'n woning te maak, 'n plek te maak. Dis al wat ek het. As ek daarbo moet kom en dit het nie so uitgewerk nie, dan is daar niks wat ek daaraan kan doen nie, want ek kon van die begin af niks daaraan doen nie. Dis God wat red.
En dit is regtig belangrik dat ons hierdie stukkie verstaan. As ons daardie gif van wetsonderhouding insluk, dat ek deur my manier van lewe uiteindelik my verlossing verseker of bevestig of vasmaak, dat dit daarin anker, dan is ek in die moeilikheid. Maar as ek dit ingesluk het, dan kom ek by 'n teks soos Galasiërs 5 en dan lees ek daardie goeders en dan dink ek, my anker lê in hierdie ding, dat ek hierdie goeders vir my en die vrug van die Gees in my lewe toepas. Met ander woorde, my vermoë red my, en dan sê jy op 'n baie slegte plek. Want jou lewe gaan so maak. En wanneer jy goed voel oor dit wat jy gedoen het, gaan jy nie seker wees oor jou verlossing nie. Gaan jy seker wees oor jou verlossing, en wanneer jy nie goed voel oor dit wat jy gedoen het nie, omdat iemand voor jou ingery het, of iemand jou kwaad gemaak het, dan gaan jy nie seker wees van jou verlossing nie. Jy gaan die hele tyd op en af gaan. So wat is die belangrikste gawe wat ons ontvang? En daarvoor moet ons na vers 1 toe gaan. Johan, hy gaan vir my na daardie skets van die mannetjie wat gly. Paulus gebruik 'n besondere woord as iemand in die een of ander sonde val. In Romeine 3 gebruik hy die woord, almal het gesondig, almal is doemwaardig, want almal het gesondig, en die woord wat hy daar gebruik is hamartano of hamartia, sou jy dit al baie gehoor uitspreek het, en dis om die teiken te mis, so die punt te mis, en daarom nie te deel in die prys nie. En dit word gebruik figuurlik vir mense wat dwaal of foute maak, en dan moreel, veral moreel in die Bybel, is om te sondig, om nie te voldoen aan dit wat God ons voorgemaak het nie, letterlik om die teiken te mis. So wanneer Paulus in baie van sy geskrifte praat, en hy praat oor die mens wat gesondig het en sonde geval het, is dit die woord wat hy gebruik. Maar hier in Galasiërs 6 gebruik hy 'n ander woord, paraptoma. En paraptoma beteken om weg te val. Dit wys of iemand wat naby was en weggeval het, weggeraak het, afgedwaal het. En dit word ook gebruik om aan te wys, om aan te dui dat mense onopsetlik gefouteer het, besef hy maak 'n fout nie, en toe maak hy 'n fout, en dan aan die ander kant ook iemand wat moedswillig oortree. Maar dit is regtig belangrik om dit te hoor, want as ons as geloofsgemeenskap, broers en susters saamleef, gebeur dit. Daar gaan tye en plekke kom wat mense onopsetlik gaan fouteer, waar hulle teenoor jou gaan fouteer. En dan sê Paulus, wel, hak hulle nader. As jy die leiding van die Gees volg, en 'n gees van sagmoedigheid trek hulle nader. Dan gaan tye wees wat mense opsetlik teen jou gaan fouteer. En dan sê Paulus, volg die leiding van die Gees, en in 'n gees van sagmoedigheid, hak hulle nader. Dra hulle laste. Nou die hart van dit wat hy hier met ons deel, is presies wat Jesus in Lukas 17 met sy disippels gedeel het. Moeilikheid kom, foute word gemaak. Ons het ons ou mens in ons. En daarom dra mekaar se laste. En Paulus sê dit op 'n besondere manier. Hy sê, gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. En die wet van Christus is dit wat hy in Johannes 13 met ons deel. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Dan sal die mense weet dat julle my disippels is. Het gaan oor ons lig wees in hierdie wêreld, maar uiteindelik oor die gebod wat Christus vir ons gee. En daarin is dit die dieptepunt wat Paulus met ons deel in hierdie gedeelte. Wat is die grootste gawe wat jy ontvang het? God wat homself gegee het. Jesus Christus wat sterf en daarin God se wil volbring, sodat ek en jy herstel in ons verhouding met hom, naby hom kan leef en uiteindelik saam met hom kan werk in hierdie lewe en wêreld. Dat ons geborge in 'n innige verhouding iets van die wonder van God as Vader mag ken en dit mag deel met die wêreld rondom ons. Maar daardie verhouding kom nie deur ons vermoë nie. Dit kom nie deur dit wat ek reg kry nie. Nou, dit is nie onbelangrik nie, en daarom dat Paulus in vers 3 sê, as iemand hom verbeel hy is iets en hy bedrieg homself, so laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, mag jy trots wees daarop. Ons hoor daardie ego in die katekismes wanneer ons sê, hoekom moet ons nog goeie werke doen as ons in alle geval net deur geloof gered word? En dan deel van die antwoord, want jy kry sekerheid van jou geloof. Die goeie, die vrug wat ons sien in ons lewe, is 'n bevestiging van God se besig wees in ons lewe. En jy mag trots wees daarop. Jy mag vreugde daarin vind. Maar moet dit nie met iemand anders vergelyk nie.
Want die goeie in jou lewe kom nie vanuit jou vermoë nie. Dis die Gees van God wat iets in ons belê. En daarom is dit dan nou die vraag, wat is die belangrikste gawe wat ons het? Wat is dit wat ek en jy het, wat lewe gee? En die antwoord is Jesus Christus. Kan hy daardie laaste skets asseblief? Ons word geroep om die wonder van dit wat God gedeel het, met ons gedeel het, te deel met mekaar. Onder mekaar, sodat die wêreld uiteindelik ook iets daarvan mag proe. En die hart daarvan is dit, God se liefde vir ons. Soos wat hy met ons gemaak het, word ons geroep om met mekaar te maak, wanneer daar hierdie moeilikheid kom, wanneer iemand wegval, wanneer iemand oortree, onnadenkend of moedswillig. Is die vraag hoekom, en dit het ons verlede week by geëindig, dat het gaan, wanneer Jesus in daardie gedeelte praat, gaan dit ten diepste oor die versoening wat God bewerk met die wêreld. En daardie versoening kom nie deur ek, wat het, soos die Engelse sê, white knuckle nie. Versoening kom nie, omdat ek besluit, ek gaan jou maar net vergewe, en nou gaan alles net van hier af reg wees nie. Versoening vloei in my lewe deur na ander mense, wanneer ek aan die bron van versoening raak. Wanneer ek verstaan, dat God in groot liefde en genade uitgereik het, en nie net vir my nader gehaak het nie, maar uiteindelik al die nasies nader raak. En wanneer ek herstel in my verhouding by hom tuis kom, dan kom daar iets van 'n groei in my verstaan, dat hy op pad is, met my in hierdie wêreld, terwille van my en ander. En dis die woord wat Paulus dan gebruik, wanneer hy sê, jy moet jou leermeester laat deel in die goeie. Ons gaan by die volgende geleentheid by daardie teks stil staan. Dis agathos. Dis die goeie wat God gegee het. Nou wat is die goeie wat hy gegee het? Vryspraak in Christus. Vryspraak nie omdat ek dit kon doen nie, vryspraak omdat hy dit kon doen. En wanneer jy dan in die saamleef by daardie plekke en tye kom, waar mense aan die verkeerde goeders begin haak, vryspraak begin soek in die verkeerde dinge, vryheid soek in die verkeerde dinge, moenie 'n streep deur hulle trek nie. Deel die lyding, deel die swaar kry, deel die las. Nou is dit hier waar dit 'n bietjie moeilik raak, in aanhalingstekens. Want nou het ek gesê, dat dit gaan nie daaroor, as jy by hoofstuk 5 kom, en ons hoor die praktyke van die sondige natuur, dat jy hierdie dinge moet onderhou, wegsterf, afsterf, en hierdie dinge van die gees moet jy self op toelê nie. En dan is jy reg nie. Dit is nie dit nie. Maar as jy herstel is in jou verhouding met God, gaan jy hierdie dinge kruisig. Die dinge van die sondige natuur. Want ek weet, dis nie goed vir my nie, dis nie goed vir die mense rondom my nie, en die Here hou nie hiervan nie. En wanneer ek die leiding van die Gees volg, gaan hierdie dinge van die Gees uiteindelik in my lewe sigbaar word. Maar nou leef elkeen van ons met hierdie ou mens in ons. En daarom, elkeen van ons gaan by tye kom, waar ons vryheid en geluk soek, in nie sulke goeie dinge nie. Wat maak ons dan? En daarin is die oproep in Galasiërs, om te sê, terwille van die versoening wat God in Christus bewerk het, dra mekaar se laste. Nou wat maak dat ons baie keer by daardie plek kom, dat ons die praktyke van die sondige natuur weer met nuwe oë wil bekyk, en wonder of dit nie dalk die moeite werd is nie? Wel, die druk van die lewe in die wêreld, bring ons baie maklik by daardie plek. Nou kom ons as gereformeerdes so saam, en ons kan nogal saamstem as ons praat oor losbandigheid en onreinheid en afgodsdiens en onsedelikheid, dat daardie dinge is nie goed nie, en dis die opspraakwekkende openbare dinge. Dis maklik om daarvan weg te bly. Maar as ons begin praat oor risie en verdeeldheid en haat en vyandskap en woede, dan is dit dinge wat nogal gemaklike plek in ons hart kan kry. En daarom, wanneer hy praat van broers en susters by implikasie dan, regtig belangrik. Wanneer kan ek iemand se las dra en so uitvoering gee aan die wet van Christus? Wanneer ek weet wat hy of sy las is, of haar las is. Ons moet mekaar kan ken. Daarin die mooi van die ou vertaling, die huisgenote van die geloof. Wanneer ons as geloofsgemeenskap saamleef, sê Christus,
As ons mekaar liefhet soos wat hy liefhet, sal die wêreld weet dat ons sy disippels is, en in Johannes 17 hoor ons, dan sal die wêreld weet dat God hom gestuur het en dat God die wêreld net so liefhet as wat hy ons liefhet. Maar die wêreld sien daardie liefde in jou en my, in die manier waarop ek en jy met mekaar omgaan. En daarom die oproep, doen goed. Deel die goeie met mekaar. Die goeie is Christus. Christus wat gekom het en gesterf het en opgestaan het. Deel dit met mekaar. Groei daarin. Saai dit. Wanneer ons hierdie vers 8 en 10 hoor, dan is dit moeilik. So Paulus sê in vers 7, moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En dan sê hy, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. So wat is die sondige natuur en wat is die akker van die gees? En dis die wêreld. Dis die wêreld. Wanneer Jesus sy disippels net voor hulle gaan uitstuur, dan kyk hy na die mense en hy sien dat hulle moeg en hulpeloos is sonder 'n herder, en dan sê hy vir sy disippels, bid die Here van die oes om arbeiders in die oes in te stuur. Die oes is groot en die arbeiders is min. Die oes is die mense. Nou kan ons, ek en jy, vandag voor die wêreld staan en sien dat daar baie mense is wat ongered is. En ons kan sê, dis te groot, die werk is te veel. En die Here verstaan. En daarom hierdie oproep. Moenie moeg word om goed te doen, om uit te blink in die goeie nie. Moenie moeg word om Christus te deel met mekaar nie. Nie net in 'n mooi groet en seënboodskap nie. In besonder om Christus te deel wanneer jou broer of suster wegval. Wanneer hulle nie meer geanker leef in hierdie waarheid dat ons in Christus vrygespreek is nie. Nou, hoe sien jy dit? Hoe sien ons dit in mekaar se lewe? Wanneer ons verder en verder van mekaar af beweeg. Wanneer ons by daardie plek en tye kom waar ons sê, jou probleem is nie myne nie. Dan het daar iets skeef geloop. En dan is die oproep, fokus. Deel Christus, dra mekaar se laste. Wees lief vir mekaar, soos wat hy vir ons lief het. En wanneer ons in ons saamleef, hierdie waarheid voor oë hou, dit met mekaar deel, is die onvermydelike gevolg, dat die wêreld iets hiervan sal sien. Dat die wêreld wat rondom ons leef en ons sien, dat hulle die lig sal sien. En uiteindelik ook sal naderkom, hulle wat deur God aan Christus gegee word. En daarin dan die oproep vir ons vandag. Jy kan in jou lewe gekonfronteer word met moeilike omstandighede, en dan gaan die versoeking groot word om by daardie verkeerde gesindhede rondom jou gawes vas te haak. Dat solank ek net okay is, vrede met die res. Maar dit anker in 'n verkeerde prentjie van wie God is. God het jou in die oog, maar ook die nasies. En daarom, wanneer jy gekonfronteer word met daardie gesindhede en die Gees dit in jou lewe uitwys, moenie moedeloos word nie. Trek saam, leef saam, deel dit wat jy in Christus ontvang het, die vryspraak wat net deur geloof kom, sodat jy en ander kan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan sien ons baie keer daardie stoei, daardie verkeerde gesindhede in ons eie lewens. En wanneer ons daarmee stoei, dankie dat ons mag weet dat ons vermoë of onvermoë nie die gronde vir ons redding en verlossing is nie, maar dat dit Christus se vermoë is. Dankie dat ons mag leef met hierdie groot sekerheid, dat U in Jesus Christus vir ons vrygemaak het. En waar U ons ook vanoggend roep om in hierdie vryheid vas te staan, pleit ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, dat ons deur die loop van ons alledaagse lewe mag beleef en mag ervaar hoe U besig is in en deur ons in hierdie tyd en wêreld. Mag ons die mooi beleef van raak sien, daar waar ons broers en susters fouteer, daar waar hulle die pad byste raak en wegval. En mag ons die wonder beleef van versoening, wanneer U in ons en deur ons werk,
om mekaar se laste te dra. Ons bid Vader dat U hier in ons harte en ons oë vir mekaar sal oopbreek en sal oopmaak dat ons mekaar mag sien as reisgenote, as deelgenote van die huisgesin van God. En wanneer U ons in hierdie wêreld plaas met 'n hart en 'n wil vir die nasies, dan bid ons Vader, maak ons vaardig. Seën ons met insig en wysheid dat ons die beste gebruik mag maak van die geleentheid wat U vir ons gee, ook vandag. Geleentheid om Christus te deel met mekaar, maar ook met die wêreld rondom ons. Daarom pleit ons, seën ons hierin, dat ons mag sien, dat ons mag beleef, maar ook dat die wêreld mag sien en mag beleef. Dat U hier is, dat U vandag nog besig is om te soek en te red wie verlore is. Dat U in liefde en genade optel, nader trek en teen die bors dra. Dat ons daarin mag deel en dit ook mag deel met die mense in die wêreld rondom ons. Wil U ons hierin genadig wees as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Hoe dan moet ons lewe? En dan is dit gewoon net dit wat Jesus met ons deel. Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels van my is. Dis die hart. Dis nie 'n nuwe gebod nie, net soos wat Johannes uiteindelik in sy eerste brief moet sê, dis die gebod wat ons van die begin af het. Hier is die hart van dit wat Christus van ons vra. Hê mekaar lief soos wat hy jou lief het. Soos wat hy jou wanneer jy skeeftrap en wegraak, wegval, jou weer nader hak en saamvat op reis met hom, so hê 'n oog vir die mense rondom jou. Jou naby mense, en dis baie keer die moeilikste, maar ook hulle wat terloops jou pad kruis. Hak nader, help dra, vat hulle saam op jou pad, saam met Christus. Dit is nie heeltemal so maklik nie, en daarom kom ons verenig in gebed voor ons Vader, en ons doen dit deur saam te sing van Skrifberuiming 15, vers 1, 2, 3 en 4. 'n Gebed vir ons mekaar, en 'n gebed vir die kerk reg oor die wêreld, dat ons uiteindelik in Christus ons anker mag vind. Kom ons staan en sing ons dit bidend saam, en daarna gaan ons bly staan vir die seën van die Here, waarna ek vra dat jy net so oombliekie sal bly sit.
wanneer ons hier uitgaan, leef met daardie sekerheid dat jy in Christus vrygespreek is en staan daarom vas in daardie vryspraak. En terwyl jy leef, hê 'n oog vir die mense rondom jou. Uiteindelik vir die nasies. Seker in die wete dat God wat jou in die oog het, ook hulle in die oog het. So wanneer jy hierdie seën ontvang, verstaan en beleef dat dit bedoel is vir jou, binne in jou omstandighede, die goeie en die sleg wat jou te beurt mag val, maar daardeur ook bedoel is vir die wêreld rondom jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf. Onthou, die vrae uiteindelik bedoel vir hulle wat nog here nog by gaan voeg. Jy is welkom om hierna saam met ons 'n koppie tee of koffie te drink. En dis ekskuus, Dou. Die vraag. Okay, so dis Timoteus. Paulus skryf vir Timoteus in 1 Timoteus 19 en hy sê hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. So waar lê dit nou? So ons maak 'n onderskeid en ons sê baie beslis dat my geloof of my gewete is nie dieselfde as die stem van die Gees nie. Almal het 'n gewete. Almal met hierdie ding in ons wat sê hierdie is goed en hierdie is nie goed nie. Dit gaan uiteindelik aansluit by daardie uitdrukking van Calvin, wanneer hy praat oor die spore van God deur ons lewe. Dan is hierdie oorblyfsel na die sondeval van God se beeld in ons menswees. En daarom gaan alle mense het hierdie ding van maar hierdie is reg of hierdie is nie reg nie. Jy weet. En dis wat Paulus by gaan aansluit in Romeine as hy sê niemand het daarom 'n verontskuldiging nie. Want ons weet, ons kan sien as ons na die skepping kyk, hier's wat goed is en hier's wat sleg is en daarom het ons geen verontskuldiging nie. Ons kan sien dat God ewig en goed is. Nou is die vraag dan nou, hoe werk die Gees dan nou hierin? En Paulus sê dit mooi vir Timoteus, behou 'n goeie geloof en gewete. En dan sê hy 'n mooi ding. Hy sê want seker is hy deur hulle geloof, hulle gewete te onderdruk, hulle geloof laat skipbreek lê. So my gewete is daardie stil stemmetjie wat ek het. Dis ek. Dis die ou mens, nuwe mens spanning wat ons baie keer beleef. Dis die Here wat my gewete gebruik en sê daar is die rigting. Dis hoekom Paulus sê volg die leiding van die Gees. Die Here gryp ons nooit aan die oor en sleep ons saam nie. Sê hier is die pad. Kom. Nou dan as hy dit doen, dan is die veronderstelling dat jy dit gaan weeg. Is hierdie 'n beter pad as die een waarop ek is? En nou kan jou gewete jou daarin leiding gee. As jou gewete gesond is, en dis die moeilikheid wat Paulus vir Timoteus beskryf. Sekere mense het by 'n plek gekom waar hulle gewete onderdruk het en dan lei hulle geloof skipbreek. Hulle hoor naderhand nie meer die leiding van die Gees nie. En hulle verstaan net nie waarmee die Here besig is nie. So hoe hou jy 'n goeie gewete? Wel, as jou gewete vir jou sê hierdie is nie reg nie, moet dit nie doen nie. En onmiddellik nie. Of as jou gewete op jou hart lê, doen dit onmiddellik. Oefen dit om dit te doen. Woensdag se voorbereiding vir die manneaand, Cassie Karstens het daar gepraat in besonder in 'n stukkie waar hy sê as jy weet jy nog geskeer en nou is die wasbak vuil en nou lê die gewete vir jou sê vir jou moenie dit so los nie, jou vrou gaan kwaad wees, maar jy's te haastig en jy storm maar net by die deur uit. Nee. Stop. Was maar die wasbak uit.
En dis die punt. Ek kan my gewete onderdruk en 'n stuk van my menswees doodmaak. En omdat daardie stuk van my menswees doodgaan, gaan ek nie meer sensitief wees vir die leiding van die Gees nie. So nou kom die Here, ons het albei elke keer op die tafel, die leiding van die Gees en my gewete, en die Here sê, koester albei, volg die leiding van die Gees, maar moenie jou menswees onderdruk nie. Nou is dit so, dis ongerieflik baie keer. Nou, jy gaan met mense praat en jy hoor iemand sê iets wat jy weet nie reg is nie, en dan is, ek gaan eerder niks sê nie. En dan langs die pad gaan jy by 'n plek kom waar jy uiteindelik nooit niks sê nie. Nie 'n gesonde plek om te wees nie. Nou is daar 'n prys te betaal wanneer jy doen wat die Here deur sy Gees op jou hart lê en wat jou gewete jou oorprikkel. Natuurlik, daar is 'n prys te betaal. Jy kan baie keer in ongemaklike situasies en omstandighede kom. Maar die Here sê dis die beter pad. Wanneer jy jou gewete verwaarloos en onderdruk, kan jy uiteindelik maak dat jou geloof skibreek lê, want jy hoor net nie meer waarmee die Here besig is nie. So, koester dit. Nou beteken dit jy gaan heeltemal verlore gaan? Nee, en daarom sê die Here weer nou Galasiërs, gee ag op mekaar. Kyk na jou broer en suster en laat toe dat hulle na jou kyk, sodat jy daardie stukkie aanspreeklikheid kan hê. Want ons kan baie kere by daardie plekke kom waar ons gewete al 'n rukkie onderdruk is. En dan het ons 'n broer of suster nodig wat sê, "Hey Fanny, waarmee is jy besig? Hierdie gaan nie uitwerk nie." En dis alles deel van dit wat die Here gee, sodat ons al gesond kan lewe in hierdie tyd en wêreld. Okay. Welkom om 'n koppie tee of koffie saam te kom drink.